Ons is in die 3de week van Lent en dis 'n seisoen waarin ons onsself intentioneel afsonder om saam met Jesus te reis. En hierdie jaar verken ons die vraag wat Jesus in sy lyding vra, om daarin ook God se uitnodigings aan ons te hoor en daarop te reageer. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir vandag. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou voor Jesus gearresteer word, vra Jesus aan Judas en die soldate, vir wie soek julle? Nou Jesus se vraag is nie net aan die soldate nie, maar ook een wat diep in ons eie harte ego. Dis 'n vraag wat ons konfronteer met die realiteit van ons eie verlange en soeke. Waarna is ek regtig op soek? En so dikwels glo ons dat ons dors gelessel kan word deur dinge so sukses of goedkeuring of materiële voorspoed. Ons soek na iets, 'n gevoel van vervulling of sekuriteit en betekenis, maar uiteindelik is ons diepste soeke nie na iets nie, maar na iemand. Nou, ons leef in 'n wêreld wat ons aanmoedig om onsself te meet aan prestasie, besittings en die erkenning van ander. En ons soek hierdie bevestiging en die goedkeuring van mense. En ons soek betekenis in ons vermoë om ons drome te verwesenlik. Maar is dan soos die woorde van U2 se lied sê, I still haven't found what I'm looking for. En selfs wanneer ons bereik waarna ons streef, bly daar steeds 'n gevoel van onvolledigheid. Die Samaritaanse vrou in Johannes 4 het dit ook ervaar. Nou sy het haar dors probeer les met dinge wat nooit werklik haar siel kon bevredig nie. Haar lewe was vol verhoudings, maar haar hart het steeds gesmag na iets meer. En dan wanneer Jesus haar ontmoet, sê hy vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word, maar elkeen wat die water drink wat ek hulle gee, sal nooit dors kry nie. Johannes 4. Jesus onthul hier die waarheid dat daar net een bron van ewige vervulling is, en dis God self. Hy is die lewende water, wat nie net ons oppervlakkige dors les nie, maar ook wat diep binne in ons 'n fontein van lewe bring. En dan die uitnodiging wat ons na geluister het uit Matteus, is om te soek, en dis 'n aktiewe betrokkenheid. Ons word geroep om doelbewus ons verlange te ondersoek, en dan dit in Jesus te veranker. Ons soeke na God is nie 'n passiewe wag op 'n mystieke ervaring nie, dis 'n lewende, dinamiese pad van geloof, waarin ons in gebed en in stilte, en in die woord, en in gemeenskap met mekaar, nader aan God beweeg. Die vraag waarna is ek op soek, is een wat jy jouself dikwels moet vra. En dis 'n vraag wat ons help om eerlik ons hartsbegeertes na die Here toe te bring. Wil ek dalk net 'n gemaklike lewe hê? Soek ek 'n gevoel van belangrikheid? Of verlang ek werklik na God, bo alles? En God se belofte is duidelik. Hy sê soek en jy sal vind. Nou daar is dikwels seisoene waarin dit voel asof God ver is of ons soeke vrugteloos is. En hierdie tekens is nie tekens dat God afwesig is nie, maar is dalk eerder 'n uitnodiging tot 'n dieper vertroue in God. Die psalmdigter het ook hierdie ervaring gehad toe hy uitroep in die Psalm 42, soos 'n wildsbok smag na waterstrome. So smag ek na U, o God, my siel dors na God, die lewende God. Nou in kontak te kom met wat die verlange van jou hart is, dis die beginpunt van 'n soektog. Die hart wat weet dat niks anders werklik bevredigend is nie. Nou Jesus se woorde eindig nie net by soek nie. Hy sê ook klop en vir julle sal oopgemaak word. En dit is die uitnodiging om te volhard, om aan te hou roep en om nie moed op te gee nie. En daar is oomblikke in ons geestelike reis waar die deure gesluit voel. Ons klop, maar dit voel asof daar geen antwoord is nie. Maar geloof is nie net om antwoorde te kry nie. Dis om te bly vertrou, soos wanneer daar stilte is. Want God se tydsberekening is volmaak. Hy maak die deur oop op die regte tyd. Nou ons deel is om aan te hou klop, om aan te hou glo en om nie moed op te gee nie. En hoe kan ons prakties op Jesus se woorde reageer? So hier is 3 eenvoudige stappe wat jou kan help om jou soeke bewustelik in te rig. Eerste, neem tyd vir stilte. En ek wil jou nooi om 'n paar minute vandag net in stilte voor God te wees. En dan in die teenwoordigheid van die Here
antwoord die vraag eerlik. Waarna is ek regtig op soek in my lewe? En met die Here te praat daaroor, te vra vir sy insig en om dit na hom toe te bring. En dan in die tweede plek, wees ook eerlik oor jou dors. En dat ons soms geneig is om ons dors op ander plekke as by God te probeer les. En dis 'n stap na transformasie, na lewe. En dit kom nie daardeur deur harder te probeer om te verander nie. Dit lê in 'n oorgawe aan God. En dan derdens, wil ek jou nooi om te leef met 'n verwagting dat God gevind wil word. Om te klop aan God se deur met geloof. En mag jy die vreugde van ontmoeting met God ook beleef. Ek vertrou dat jou tyd van gebed saam met die Here vandag jou gaan help om in die soeke van jou hart in kontak mee te kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ken beter as wat ons onsself ken. Dat U ook die diepste verlange van ons harte ken. En Here, help ons om met eerlikheid ook te kan sien waantoe ons soeke ons soms vat en ook na die plekke wat ons nie kan dors nie. En Here, bo alles, gee ons die genade om U te soek en U met vertroue en oorgawe te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om U bo alles te soek en U met vertroue